Die Weskaap is soos 'n mooi vrou. Sonder moeite steel sy harte. In die hart van haar oorvloed lê landbou. Dit wat die dorpe se drome warm hou. Op hierdie padreis verken ons die rykdom, al die pad tot in die Oeverberge, waar Nampo Kaap dit vier. Van veld tot fees. Soos die wiele van die wind kom draai. Mesmerai. Goeiemôre. Dankie baie. Dit? Dankie julle, lekker dag. Dis Nampo Kaap. Dis landbou en leefstyl. Dis skouspel en skaapskeer. En voor ons hier gearriveer het, moes ek net vir oor die week gaan indoen om te kyk hoe presies word dit gedoen. Jasper, vertel 'n bietjie vir my van die ongelooflike prestasie van ons Suid-Afrikaanse skeerspanne by die wêreldkampioene. Want ons is nie net sommer net van hier nie, ons is wêreldklas. Ja, so die eerste wêreldhandskeerkampioenskappe is handskeer by die wêreldkampioenskappe in 1992 ingebring en Suid-Afrika die eerste keer in 1994 deelgeneem. Nou, dis Suid-Afrika in kombinasie met Lesotho, so hulle skeerders het saam met ons deelgeneem en in die begin was dit elke tweede jaar en Suid-Afrika het sedert ons deelgeneem het nog net een keer nie die wêreldkampioen gewees nie en toe het ons skeerder in 2019 was hy tweede gewees by die wêreldkampioenskappe. So sedertdien het ons al die wêreldkampioenskappe gewen. Nou ons moet net besef dat skeer in Suid-Afrika, handskeer is nog 'n beroep in Suid-Afrika en wêreldwyd word dit as 'n sport gesien. So ons skeerders het daai voordeel van hulle skeer elke dag in die skeerstoor, veral in die Karoo waar in die winter wat hulle bietjie langer wol op die skaap soek, skeer ons met die hand en op plekke waar daar nie goeie elektrisiteit toevoer is nie, word nog baie met die hand geskeer. En wie gaan vandag vir ons wys hoe skape geskeer word? Ja, so een van my studente, Joss Henderson, het verlede jaar in September sy skeerkursus gedoen. Hy is 'n man wat geen skaapagtergrond gehad het nie. Hy kom van 'n plaas af wat hulle met pekanneute boer en hy het dit skeerkursus gedoen en die gogga het hom gebyt. So Joss het klaar vir jare in Bloemfontein by die beginnersafdeling in die finaal geskeer en toe het hy vir jaar sy handskeerkursus ook gedoen en hy skeer baie netjies. Terwyl ons dit nou so praat oor die sport en die beroep, as ons skeerders met sportmanne vergelyk, hulle praat ons baie oor spanseleksie en dan kyk hulle nou wat so rugby speler gaan na die beste aard as die slot of so aan in 'n rugby span. Op hierdie vlak, wat maak 'n goeie skeerder? Ja, kyk, so 'n skeerder moet nou 'n skeerkursus gedoen het en dan is dis 'n baie fisiese werk. Dis 8 ure van heeltyd sweet, baie harde werk, so die ou moet baie vasbyt in hom hê om dit te kan doen en dan die beste skeerder word gekies op grond van kwaliteit, hoe goed hy die skaap skeer, hoeveel raakskeerplekkies daar is, hoeveel wol hy op die skaap los, hoeveel keer hy die wol knip en 'n dubbele knipsel maak en dan opspoed tyd. Vertel ons bietjie hoe gaan dit met die voorbereidinge vir volgende jaar se wêreldkampioenskappe en dan natuurlik ook die seleksie vir die Protea span. Ja, so elke jaar is daar deur die jaar het ons 8 streekskompetisies. Elke groot skaapboerderystreek het 'n streekskompetisie waar jy dan moet kwalifiseer om by die finale SA kampioenskappe in Bloemfontein te gaan deelneem en dan in Bloemfontein word die persoon wat dan nou eerste en tweede gekom het in die handskeer of masjienskeer afdeling en wolhantering, die eerste 2 word dan gekies vir die Protea span. Is dit nog 'n beroep wat jong mense in Suid-Afrika wil volg en hoe en waar word hulle opgelei? Okay, ja, so ek voel dat ons het in Suid-Afrika so rondom 20 miljoen skaap. As ons na die hoeveelheid wol wat verkoop word gekyk, behoort so 15 miljoen van die skaap geskeer te word. Al die skeer word deur privaat kontrakteurs gedoen. So daar is werksgeleentheid vir die skeerders. Dis 'n bietjie seisoonaal, veral in die winterreënstreek en so 'n bietjie seisoonaal, maar daar's baie groot werksgeleenthede. So die Nasionale Wolkwekersvereniging NWKV doen nie skeeropleiding.
Hulle gaan in diensopleiding of by 'n skeerspan en daar leer hulle iemand, of soos ons hier op Elsenburg bied beginnerskursusse aan, waar jy dan kom, jy kan eers 'n skaap vang en dan in 5 dae se tyd leer ons jou om 'n skaap te kan skeer en dan daarna moet jy nou maar vir jouself werksgeleentheid soek om te gaan skeer. En van skaapskeer terug na skouspel. En hier by Nampo Kaap is daar heelwat op vandag se program. Nampo Kaap gaan nie net oor landbou nie. Daar's baie vir elke familie om hier te sien en doen. Byvoorbeeld, vandag het die lugmag hulle hondeskou, ons weet daar's ook skaaphonde op skou. En Saterdag gaan daar oor 100 boerboere hier wees wat kompeteer vir 'n titel. So daai is nou werkende honde. Maar hierdie is beslis die beste troeteldier. So hasie. So hierdie is Sophia the First. Maar as ek 'n naam moes kies, beslis Faf de Klerk. En terwyl mamma die kinders besig hou hier by die diere, as pa verveeld raak, is daar heelwat vierwiel speelgoed op die terrein om te bewonder. Ek het nou nie een van hierdie nodig nie. En soos wat ons afhanklikheid van fossielbrandstowwe probeer verminder, is nul emissies baie belangrik. Max Verstappen, eat your heart out. Daar's mos nie 'n beter manier om van punt A na punt B op die plaas te kom nie. En jy spaar op brandstof en dit is klimaatvriendelik. Sien julle nou. Vier wiele, 2 wiele, geen wiele, hier's alles. Daar's net niks doodgewoon aan landbou nie. Nie hier by Nampo Kaap nie en ook nie by ons boere nie. Ek het gaan inloer by afgetrede vroueboer Jean van der Merwe om te hoor hoe sy nou betrokke is by ekonomiese ontwikkeling in Grabouw. Jean, thanks so much for welcoming us into your home. It's great to chat to you. Great pleasure. You come from agriculture. You had an integrated agribusiness, Elgin free-range chickens. You've moved on from that. Tell us what you're busy with now. Yes, so after I sold, I didn't quite know what to do with myself. It had been nearly 30 years of my life, starting it and then exiting. I find that I'm more in a philanthropic point of my life now, trying to give back. One of the things I do is the chair of the Grabouw Development Agency, where we are trying to focus on economic growth and development in Grabouw, which is a little town that has really grown at the seams in unemployment rate due to the industry there being seasonal agricultural work. The main industry in Grabouw is fruit, pears and apples, plums, and seasonal workers are brought in to pick the harvest or to work in the pack sheds and pack. But then after 6 to 8 months, there is no more
work for them and they let go. And the people that come in don't go back to the towns where they came from. How is the Grabo Development Agency attacking this situation, in an attempt to grow the economy? How do you practically go about that? Our drive is to look at what skills are needed in the town and to assist with those skills. We've also, with the help of a lot of trusts and donations, have started an incubation hub where we find grassroots little businesses in the informal settlement, and we formalize them and give them education on financial business savvy, governance, and also networking with the bigger businesses in town. You're also involved in mentoring young entrepreneurs, small business owners. How did that come about, and what do you find is one of the biggest skills that these young entrepreneurs need, given the background they come from? A lot of the people I've been working with, I say, well, how do you know that you're making a profit? Well, there's money in the bank, but then sometimes there's no money in the bank. I said, but how are you purchasing, marking up and reselling? So I think where I'm adding value is I love spreadsheets. I'm a nerd, I love facts and figures. So is helping with a structured forecasting and in hindsight looking at where they've been, but in real time. Some of them don't have books for 2-3 years, and you don't know what your business is doing unless you've got a real-time measurement. Jean, agriculture has so much unskilled labour, but technology is also advancing at a hellish pace. To keep up, this sounds like an extremely good way of upskilling people to really get a workforce that is happy, in tune, upskilled as they can be, but is it scalable? Yes, I really do believe it's scalable. It is a lot of effort from each individual business. It's time, and it is an investment as well. That does not necessarily have a reward on your bottom line financially, but investing in people is not something you can measure. However, you can measure it in happiness and productivity. Weens hoë vlakke van werkloosheid in Grabo is daar ook 'n nood aan sosiale ontwikkeling en ondersteuning, onder andere vir die gemeenskap se kinders. Die bestaande groepie is nou al 6 jaar oud. Hulle gaan gewoonlik op feeste, Afrikaanse feeste, en dan ook het hulle sopas verlede week in die Helderberg Stadfeest gespeel waar hulle goud plus gewen het. Die rede hoekom ons hierdie platteland wil werk en op plase is, hierdie kinders kry nie die blootstelling wat stadskinders kry nie. En ons, ek sal nou die Engelse woord tagline gebruik, is stimulating growth, seeking potential. Die omgee mense van landbou laat my altyd verstom. Nou ja, hier by Nampo Kaap is tegnologie, navorsing en ontwikkeling altyd hoog op die agenda. Lise, hoekom is saadtegnologie so belangrik? Aan die enige boer wat al saad moes plant en seker maak daai gewas kom op en is gesond vir al vir daai eerste groeistadium, sal weet hoe belangrik dit is om daai klein plantjie te beskerm. Nou dit is presies wat Seed Growth en daai portefeulje van produkte doen. En dit is om die saad te behandel vooraf, sodat die plantjie wanneer hy opkom, genoeg voedingsstowwe het en dan ook beskerm word teen sekere peste en plaae. Nou, dit is belangrik vir die boer want dit het 'n impak op die winsgewendheid van sy besigheid, maar vir die verbruiker het dit 'n impak op hulle? Natuurlik. So hoe goedkoper dit is vir ons om kos te produseer, hoe makliker is dit vir mense in ons land en dan ook in die buiteland om daardie produkte te geniet. Lise, wat is die belangrikheid van die 111 jaar wat julle vandag hier vier met hierdie baie indrukwekkende koek? Wel, soos jy weet, dit is nie net iets wat begin oornag nie. Hoewel die tegnologie om saad te behandel alreeds 111 jaar gelede ontwikkel is, het die produkte ook oor daai 111 jaar ontwikkel. So wat ons vandag sien is hoë tegnologie wat in laboratoriums oor die wêreld en dan veral in ons moedermaatskappy in Duitsland ontwikkel word. Wanneer ons kyk na nuwe produkte, en hier is nou enetjie van hulle, Evergal Energy, dit gee baie spesifiek in ons land vir mieliesaad, sojaboonsaad en dan ook vir koring, gee dit daai beskerming.
Wel gedaan, geluk op die 111 jaar. Kan ons 'n bietjie koek eet? Natuurlik. Dis vir jou enetjie. Ja, dankie. Die veld het die fees ontmoet hier by Nampo Kaap. En in die landbou pragtwêreld werk dinge. Ons het gaan inloer by 'n boer wat die beste maak van die feit dat die son elke oggend opkom. So een van die groot voordele van remoagteboerdery is die kommersiële sukses wat ons behaal en daai sukses spoel deur na loopbane toe wat mense het en geleenthede wat hulle geskep word om eintlik ongelooflike loopbane binne in kommersiële landbou te bou. Oom Wynand, ons stigter se kleinseun, is een van die groot suksesse hier by remoagteboerdery. Thys, vreeslik dankie dat ons hier by julle kan kom kuier in die Elginvallei. Ja, lekker om julle hier te hê hoor. Baie welkom by Remoagte. Dankie. Ja. Vertel ons eers 'n bietjie van die omvang van julle besigheid. Wat doen julle? Ja, so jong, ons is maar in appels en pere. Dis wat ons verbou. Ons is in die eerste plek produsente. So ja, ons verpak, ons verkoel, ons voer in ons eie naam uit, maar ons hoofdoel in die lewe is om die grond en die water die voorregte daarvan ten volle te benut. Ons het so 325 hektaar op die oomblik wat meestal appels is, ook 'n bietjie pere, ja. Jy het onlangs nogal redelik uitgebrei en nogal oor die afgelope 10 jaar amper julle opbrengs verdubbel as ek dit nie mis het nie. Ja, jy's reg. Ons het 10 jaar terug het ons so 700 000 kartonne gedoen. Ons het daarna het ons nogal heelwat jong blokke aangeplant. Ons doen op die oomblik so 1.4 miljoen kartonne in 'n jaar. Ons beoog om dit binnekort verder uit te brei. Daarvoor moes ons 140 hektaar byplant in jong blokke, maar onthou dis beter genetika, jonger kultivars en so dis ook beter in die mark. Praat 'n bietjie met ons oor die stelsel wat julle ingesit het en hoe julle dit gebruik om vir julle produksie die beste formulering of samestelling van krag kan bepaal en gebruik. Ons het selfs kragonderbrekings in Grabouw en dan natuurlik die beurtkrag wat maar vir almal op 'n stadium 'n groot uitdaging was. So ons het kragopwekkers. Ons het 'n goeie sterk Eskom-punt, maar dan het ons 'n baie groot sonpaneelstelsel. Ons noem dit 'n sonplaas. Ons benut al ons dakke om sonpanele te hê en op die oomblik is ons so by 1.1 meg rondom solarpanele, né, wat 'n redelike groot installasie is. En dit gee ons afhangende van hoeveel sonskyn ons kry, soms tot by 50% benutting net uit die son uit. So wat ons doen is ons sê kom ons gebruik eers die goedkoopste. So ons doen 'n ding wat hulle in Engels noem power blending. Ons gebruik eers die goedkoopste wat die son is. Daarna die tweede goedkoopste wat Eskom is en as ons daarna nog energie nodig het, dan laat ons die generators loop sodat ons krag kan opwek daardeur. So ons probeer heeltyd so effektief as moontlik bly wat dit betref. Thys, vertel ons bietjie oor julle opbrengs. Ons is so reg soos nog iets. Ons verwag 'n lekker groot seisoen. Hier sit mooi knoppe in die bome. So ons markte is reg, ons is reg oor die wêreld en ons kultivars is reg en ons reken ons is reg vir die nuwe seisoen. Wys my 'n bietjie julle knoppe. Maak so. Chris, julle die stelsel hier by Remoagte ingesit vir Thys hulle, maar voor dit, wat se beplanning gaan alles in om vir iemand die regte stelsel te ontwerp vir hulle unieke landbouonderneming? Daar gaan baie werk vooraf in. Jy kyk na 'n ontwerp van 'n stelsel eerstens, maar jy moet eers uitkom by die ontwerp. Hoe om die ontwerp te kan doen is dan met die boer te sit en met hom te gesels. Jy moet na die boer se behoeftes gaan kyk. So hierdie boer het sy keuses van hoe hy met krag wil werk, wanneer hy wat wil besproei en dan moet jy saam met daai boer werk. So niks is copy and paste nie. So dit is nogal 'n redelike lang ruk wat jy saam met daai boer gaan om te sien wanneer is seisoene, wanneer doen hy sy besproeiing, hoe gebruik hy sy krag, want soos ons weet boere het 3 tariewe. Ruraflex tariefstruktuur wat verdeel is in rooi, geel en groen. So ons moet 'n stelsel gaan ontwerp wat by daai rooi, geel en groen gaan pas. En dit gee dan vir hulle die kapitale uitgawe wat hulle aangegaan het op die stelsel. So kry hulle dan hulle geld baie vinniger terug as daai stelsel reg ontwerp is op daai kleure. Dis ook nogal 'n komplekse administratiewe proses om alles korrek te registreer by NERSA, die koppeling by Eskom, maar buiten dit gee julle ook nasorg of nadiens vir die boer. Wat behels dit alles?
Ja, soos jy gesê het, dis die proses van ontwerp van die stelsel, dan is dit die proses van om alles goedgekeur te kry. En as al daai goed in plek is, dan bou jy die stelsel. Baie maatskappye is baie goed in wat hulle doen, wat bou van die stelsel, ontwerp van die stelsel, maar hulle kan nie met Eskom werk nie. Want om met Eskom te werk, dis waar die groot moeilikheid inkom. Jy moet elke maand as daai boer sy rekening kry, moet jy daai rekening ontleed, want ek is nou besig om krag op Eskom se netwerk terug te sit. So sit ek in die regte tyd die krag terug in geeltyd, rooityd en groentyd en dit is nogal belangrik dat jy daai diens vir die boer kan lewer. Nie net administratief nie, maar ook as dit kom by onderhoud. Want onthou ons werk met tegnologie. So 'n inverter kan oppak of nie reg lewer dat hy word nie, 'n sonpaneel kan nie reg gekoppel word nie of wees nie en dit is waar die onderhoud ook dan belangrik is na die tyd om saam met die boer daai pad te stap. Hulle sê mos, so seker soos die son wat opkom. Nou ja, hier op Nampo Park, vir die eerste keer sedert 2022, na 3 jaar, is die BKB Merino Classic weer terug. Kom ons gaan loop. Philly, baie dankie vir jou tyd. Ek weet julle is verskriklik besig vandag met die Merino Classic. Wat gebeur met die Merino Classic? Aan die Merino Classic is 'n ding wat veronderstel is jaarliks te gebeur, maar hier en daar staan ons 'n jaar oor. So dis redelik streeks georiënteer, maar dis oor die hele land en is vir alle merino boere, so nie net Merino SA lede nie. So wat gebeur presies by die skoue? Is dit maar net diere wat op skou is? Is daar 'n veilingskomponent? Is daar 'n kompetisiekomponent? Want saam met hierdie BKB Merino Classic is dit nou, jy weet ons skou net. So die diere word opgedeel of die skaap word opgedeel in verskillende lengtes wol, in ouderdom tot op 4 tand skou ons. En dan elke dier word in 'n klas ingedeel. Ons het 40 klasse wat skou en ons skou in 3 ringe. So in elke ring is daar 'n stel van 2 beoordelaars en die skaap word basies met mekaar vergelyk. So ten opsigte van hulle ekonomiese eienskappe, bouvorm en die wol wat ons nou hier voor ons sien. Vertel my bietjie, die laaste Merino Classic wat hier by Nampo Kaap in Bredasdorp gehou is, was in 2022, 3 jaar terug. Ja. Waar was julle in daai tyd? Wat het gebeur dat julle nie hier kon uitstaan? Ja, intussen tyd die Merino Classic word aan verskillende mense of dorpe of skoue toegeken. En dis maar dat ons die hele land vol skou hou. En almal by 'n classic om almal 'n classic geleentheid te gee. Hier's mense wat nou van Hannover af skou hierso. So is maar groot moeite om hier uit te kom. Nampo Kaap is vir ons 'n hengse geleentheid om by te skou en die ras te bevorder. Vertel my ook 'n bietjie gou van die bywoning hierdie jaar. Hoeveel skape is ingeskryf en hoeveel mense het julle deur die dag al sover gelok? Wel op die huidige is ons op so, kom ons sê plus minus 370 skaap met 24 vertoners. En dan mense, ek wil jy kan self sien hierso, dit gons hier binnekant. So hier's baie mense, ja. Na 3 weke is dit moeilik om te dink dat my roadtrip amper op 'n einde is. Môre is ek vir oulaas terug hier op Nampo Park sodat julle kan deel in my reis deur die Weskaap. Hier waar die veldtjies ontmoet.